Vandag duik ons in 'n gevaar wat mense op die diepste en hoogste plekke deel: dekompressie siekte. Ons gaan kyk wat presies gebeur as die menslike liggaam van die uiterste druk onder die see tot die lae druk hoog in die atmosfeer beweeg. Dit klink dalk 'n bietjie vreemd, né? Maar die gevaarlikste deel van die hele affære, of dit nou 'n duik is of 'n vlug, is nie die avontuur self nie, dis die terugkeer, die opstyging. Dis daar waar die ware gevaar skuil. So, kom ons begin by die begin, daardie gevaarlike opstyging. Kom ons kyk 'n bietjie van naderby hoekom die pad terug so ongelooflik riskant kan wees. So, wat gebeur nou eintlik binne in jou liggaam as jy te vinnig van druk verander? Stel jou 'n duiker voor wat met die oppervlakte toe jaag, of 'n vlieguur wie se kajuit skielik druk verloor. Dis is basies 'n fisika probleem wat homself in jou bloedstroom afspeel. En dit bring ons by die kern van die saak. Wat presies is hierdie ding wat hulle de Benz noem, of, om dit nou op sy wetenskaplike naam te noem, dekompressie siekte? Wel, dekompressie siekte, of DCS soos ons dit sal noem, is in wese 'n toestand wat veroorsaak word deur gasborrels. Hierdie borrels vorm in jou weefsel of in jou bloed, en dit gebeur wanneer die druk van die gasse binne in jou liggaam skielik hoër is as die druk buite jou liggaam. Weet jy, die beste manier om dit te verstaan is om te dink aan 'n bottel koeldrank. Solank daai doppie toe is die gas onder druk en is dit perfek opgelos in die vloeistof. Maar die oomblik wat jy daai doppie afdraai, word die druk vrygestel en al daai opgeloste gas ontsnap as borrels. Wel, dis presies dieselfde proses wat met stikstof in jou bloed gebeur as jy te vinnig opstyg. En moenie 'n fout maak nie. Hierdie is nie net 'n probleem vir duikers nie. DCS kan al op 'n diepte van so min as 6 meter begin. Vir vleeners in 'n vliegtuig sonder drukbeheer begin daai gevaarsone al by 18.000 voet. So, dit raak regtig enige iemand wat tussen hierdie uiterste drukvlakke beweeg. Goed, kom ons beweeg aan na die gevolge hiervan, want die simptome van DCS kan wissel van iets redelik gering tot absoluut lewensgevaarlik. So ons begin met die ligter simptome. Jy kan 'n veluitslag kry, gewrigspyn. Dis natuurlik waar die naam the Benz vandaan kom, want mense het letterlik vooroor gebuig van die pyn en net 'n algemene gevoel van onwelwees. Maar dit kan vinnig, baie vinnig erger raak. Soos daai gasborrels deur jou liggaam beweeg, kan dit duiseligheid, kortasemigheid en spierswakheid veroorsaak. En dis waar dit regtig gevaarlik begin raak. En ja, in die heel ergste gevalle praat ons van verlamming, skok en selfs die dood. Dis 'n ernstige herinnering aan hoe gevaarlik hierdie toestand kan wees. Daardie klein borreltjies kan letterlik die bloedvloei na jou belangrikste organe blokkeer. En wat krities is om te onthou, is die tyd. Die meeste simptome verskyn binne 24 uur na die dekompressie. En dit beteken jy moet dadelik optree as jy enigiets verdag opmerk. Tyd is nie aan jou kant nie. Dit bring ons by die logiese volgende vraag. Wat doen jy as jy dink iemand het DCBS? Wel, dis 'n wedloop teen tyd en die noodhulp wat jy op die toneel kan gee is absoluut kritiek. Mediese professionele mense volg 'n baie sistematiese benadering, soos jy in hierdie vloeidiagram kan sien. Alles begin by die heel eerste tekens, lei onmiddellik na die toediening van suurstof en dan, afhangende van die pasiënt se toestand, kan dit tot hiperbariese behandeling lei. Hierdie is die padkaart na herstel. En die heel eerste belangrikste vraag is altyd, is die pasiënt ten volle by sy of haar bewussyn? Die antwoord op hierdie een vraag bepaal onmiddellik wat die volgende stappe gaan wees. Goed, hier's die noodhulp kontrolelys. Nommer 1. Die heel belangrikste stap, gee 100% suurstof so gou as wat menslik moontlik is. As die persoon by is, moet hulle plat op hulle rug lê, indien nie in die herstelposisie. Geef hulle water, maar net as hulle ten volle by is, en hou hulle gemaklik, nie te warm of te koud nie. Noodhulp is van kardinale belang, maar is nie die kuur nie, en dit bring ons by die uiteindelike oplossing, die hiperbariese oplossing. Hiperbariese suurstofterapie, of HBO2, is die hoeksteen van behandeling. Eenvoudig gestel, dis die absolute goue standaard om hierdie siekte te beveg. Daar is nie regtig 'n alternatief nie. So, hoe werk dit? Pasiënte word in 'n spesiale kamer geplaas en weer onder druk gesit, tot 2.8 keer hoër as die normale atmosferiese druk op seevlak. Dit is amper asof jy hulle simbolies terugneem onder die water in, om die skade ongedaan te maak. So hier is die meganisme. Die probleem is daardie gasborrels wat ook die oppervlak uitsit en skade aanrig. Die oplossing is tweeledig.
Die hoë druk krimp daardie borrels fisies, terwyl die hoë konsentrasie suurstof help om al die beskadigde weefsel te genees. Slim, né? En hierdie behandeling is nie iets niets nie, dit is die resultaat van 'n lang geskiedenis. Reeds in 1878 het 'n ou met die naam Paul Bert agtergekom suurstof help. Teen 1896 is herkompressie die eerste keer as behandeling gebruik. So vandag se metodes staan regtig op die skouers van meer as 'n eeu se navorsing. So na hierdie hele reis van die diepsee tot in die lug en weer terug, wat is die lesse wat ons hier onder druk geleer het? Goed, wat is die kernpunte wat jy moet wegneem? Dekompressiesiekte word veroorsaak deur gasborrels na 'n vinnige drukverandering. Dis nie net vir duikers nie, vliegeers is ook in die gevaarsone. Simptome kan wissel van net 'n bietjie pyn tot die dood. Die heel eerste ding wat jy doen is 100% suurstof. En die uiteindelike behandeling, dis herkompressie in 'n hiperbariese kamer. En dit alles laat ons met hierdie een laaste gedagte. Ons tegnologie is ongelooflik. Dit laat ons toe om vreemde wêrelde te besoek, of dit nou diep onder die see is of hoog in die lug. Maar die vraag is, wat vergeet dit regtig van ons om ons brose biologiese liggame veilig terug te bring van daardie uiterstes af? Dis daai ewige spanning tussen menslike ambisie en ons eie fisiese perke.